Ek wil hê ons moet kyk na die peneeltye in ons lewe. As ons gaan kyk na Jakob se lewe, dan sien ons, Jakob het 'n pad met God gestap, toe hy weggevlug het van Esau, en hy kom in die land van sy oom, het hy gevra dat hy die gestippelde en gestreepte lammers moes kry, wat in daardie tyd nie baie was nie. En sy oom het gesê, ja, wat toe later sy skoonpa geword het, jy kan die gestippelde en gestreepte lammers kry. En God sê vir hom, gooi jou staf in die water, dan sal al die ooe, gestreepte en gespikkelde lammers baar. En toe, sy skoonpa sien, nee, dit gaan te goed. Met Jakob het hy gesê, nee, oké, nee, jy kan die ander lammers kry. En net so ook, wanneer God in 'n saak is, dan sien hy jou ten spyte van wat jy met die sienlike oog sien. En dit is wat Jakob gehad het. Hy het gesien hoe God vir hom sorg. Maar op 'n tyd, toe weet hy sy tyd by die vreemde land, die tyd by sy oom, sy skoonpa, was verby. En Jakob het 'n begeerte gehad en 'n wete gehad, hy moes teruggaan na sy vaderland. Maar dan onthou ons, by sy vaderland het hy sy broer gehad, wat kwaad was vir hom, omdat hy 'n bedrieër was en sy broer uit sy erfporsie uitgesteel het. En op pad terug, toe stop Jakob by 'n rivier. En Jakob sê toe vir sy vrou en sy kinders, hulle moes so lank aangaan, en ook hy stuur toe lammers en geskenke vir sy broer vir versagting, omdat hy bang was vir sy lewe. En hier by Peniel kom Jakob en hy worstel met God. Nog as mens kyk na 'n arend, en so baie lesse wat mens kan leer by 'n arend. En ek glo dis die les wat Jakob ook gekom het, soos die arend. 'n Arend se lewensjare is om en by 70 jaar. Vir 40 jaar lank gaan dit goed met die arend. Hy het 'n skerp snavel, en sy kloue is skerp om sy prooi te vang. Maar na 40 jaar, dan begin sy snavel stomp raak, en sy kloue ook stomp raak. En sy vere raak te swaar, sodat hy nie meer so skerp kan wees, om hom vir homself te sorg nie. Soos dan moet die arend 'n wilskeuse maak, 'n besluit maak vir oorlewing. Hy het die besluit, hy kan bly nes hy is, maar hy sou nie oorleef nie. Of hy moet gaan na die berg, na sy nes toe, waar die rotse is, en teen die rotse moet hy sy snavel skuur, tot daar byna niks van oor is nie. En sy kloue moet hy skuur, totdat alles weg was. En al sy vere moet hy uittrek. In die pynlike proses moet hy sit op die rots en wag. En dan kom die nuwe groei. Die nuwe groei van die snavel, die nuwe groei van die kloue, en die vere is nie meer so swaar nie. En dan is hy weer reg om vir die volgende 30 jaar te oorleef. En ek glo dat Jakob gekom het by Peniel, soos wat die arend was. 'n einde van homself, en hy het besef dat hy veg vir oorlewing. En die hele nag lang worstel Jakob met God.
En toe die dag breek, en die engel van God hom op die heup slaan, en hy mank is. Toe sê die engel, maar hy moet voortgaan. En Jakob smeek hom, dat hy hom nie sal laat gaan nie, mits hy hom seën nie. Nou baie keer, na 'n lang pad met die Here, en baie kere van wonderwerke, en baie kere van tye wat jy so 'n ontmoeting met God gehad het, bevind jy jouself soos die arend, en soos Jakob by Peniel. Jy is moedeloos, moeg vir die lewe, moeg gesukkel. En jy vind dat jou geesoë nie meer so skerp is nie. Jou geesore nie meer so skerp is dat jy God hoor nie. En dat jou hele geeslewe die van oorlewing is. Dat jy jou krag verloor, jou skerpheid verloor. Nou die laste van die lewe en die pyn en die seer van ons verlede. En wat ons met ons saamdra, word soms so swaar, dat dit ons verhinder om God te kan sien, om God te kan hoor, en om ons pad te sien. En dan is dit so belangrik dat ons kom by die besluit, want die arend moes 'n doelbewuste besluit neem, om te weet, dis 'n pad van afgooi. Dis 'n seerpad, want baie keer wanneer ons die seer van ons verlede, en die bitterheid in die hart, en selfs net die moedeloosheid, ons wil nie daar gaan karring nie. Ons wil dit wegberre en los waar dit is, totdat dit swaar raak. Maar by Peniel, wanneer ek stil word voor God, moet ek 'n doelbewuste besluit neem om aan 'n einde te kom van myself. Want God werk slegs in 'n gewillige gees en 'n hart wat oorgee. En ons kan sê, maar ek het 'n ontmoeting met God gehad, 40 jaar terug, lang terug. Ek weet dat ek wedergebore is. Ek weet dat ek kind van God is. Maar God se gees werk slegs in 'n oorgegewe hart. En in die 40 jaar kon swaar kry, moeilike omstandighede, maak dit ons fokus verloor. En dan is dit tyd, dat voordat ek die pad aanvat en voortgaan, dat ek aan 'n einde kom van myself. By Peniel. Want toe God klaar met Jakob geworstel het, en toe Jakob kom en sê, God, ek gaan nie weg voordat jy my nie seën nie. Toe kom God en hy sê, ek gaan jou naam verander, Jakob, na Israel toe. Israel, God se volk. As ek wil wandel in die koninkryk van God, as ek die krag wil hê en die vrug wil pluk van God se werk in my, moet ek kom aan 'n einde van myself, aan 'n einde van my vlees, sodat God die werk in my kan doen, sodat hy jou naam kan verander, sodat daar nuwe groei kan kom in jou kloue, sodat jou snavel weer kan skerp raak. Is jy moeg vandag? Is jy op 'n pad wat jy besef, maar ek kan nie meer nie? En dan sê God, vandag is die dag, kom nou, kom lê al jou laste af. Kom gee dit vir God en laat toe dat ek die werk doen. Vir te lank het jy gestoei teen die seer, vir te lank het jy gestoei teen onsekerhede. Ja, dis 'n pad van geloof. Toe Jakob daar opstaan,
moes hy God op sy woord vat, om te weet dat sy lewe veilig is, en hy kon sy broer tegemoet loop. Die Jakob was te moeg. Die Jakob het gekyk na die verlede en sy skuldgevoelens. Die Jakob moes eers 'n Peniel ondervinding het, waar hy kon einde kom van homself, en dat hy 'n nuwe naam kon kry, Israel. Om te weet dat ek nie meer lewe nie, maar Christus in my, het ek nodig vir Peniel. Jy sien, ons ontvang die Gees van God. Maar die Gees van God verander nie van karakter, wanneer hy binne in jou kom woon nie. Dis dieselfde Gees waarmee Jesus opgevaar het na die hemel. Vir my en vir jou, om die krag te ontvang, of in die krag te lewe van die Gees wat binne in my woon, het ek nodig om te verander. Het ek nodig dat God met sy Gees my karakter verander, my gedagtes verander, my instelling verander. Want hy gaan nie verander om by ons aan te pas nie. As jy die vrug wil smaak, as jy die oorwinning wil smaak, as jy as Israel wil oor die rivier gaan, dan nodig jy om oor te gee, om te sê, Here, vorm my na u beeld. Amen. Dankie Jesus, dankie, dat dit u begeerte is om met ons 'n pad te stap. Ek bid dan nou, hier by Peniel, dat hy ons hand sal vat, en ons die rigting sal wys, en dat ons van hier af sal voortgaan, om te lewe vanuit die Gees van God. Ons wil alle laste kom aflê. Ons wil ons vere kom uittrek om ligter te wees. Ons wil ons snavel skerp maak, sodat ek die Geesvoedsel kan ontvang in my kloue, sodat ek kan vlieg hoog bo al die omstandighede heen, om te wat weet, my krag kom nie uit my eie vlees nie, my krag kom van God. In Jesus se naam. Amen.